Nou ja, is dit nie fantasties nie? Die jaar lê op sy rug en is amper vakansietyd. Man, dit gaan regtig so lekker wees. Ek kan nie wag om 'n bietjie te rus nie. Kom ek vertel jou, na hierdie uitdagende en natuurlik ook opwindende 2024, het ek 'n behoorlike rustyd nodig. Ek weet nie of jy weet nie, maar ek het mos my nuwe aanlyn media platform geloods. En ek sê dit nou hier tussen jou en die deurkusyn. Dit was amper 2 jaar. Dis 'n verskriklike harde werk en haalskou om alles in plek te kry. Die werk gaan nou verseker voort, maar ek gaan ook eers 'n bietjie rus. Ek is so dankbaar vir al die seën van hierdie jaar en ek wil behoorlik in dankbaarheid tot rus kom en my batterye herlaai vir 2025. Ek wil bietjie unplug, jong, soos die Engelse sê. Ek gaan hoeka bietjie Madagaskar toe, want ons stel die Malgassiese vertaling van my boek Lewe in Volkleur bekend. Is dit nou nie opwindend nie? Maar ek gaan ook daar rus, en kom ek sê nou vir jou, die elektrisiteit is daar so bietjie minder as hier by ons, hoor. So my rekenaar en my foon en my haardroër se proppe gaan regtig uitgeruk wees. Maar terwyl ek so uitsien na my vakansie, gesels ek met allerhande mense daaroor en tot my stomme verbasing is 'n paar mense glad nie lus vir Desember nie. Kan jy dit glo? Kyk, ek is al so gewoon daaraan dat nie almal in my lewe die geel temperament het wat ek het nie. En ek aanvaar dit heeltemal dat party mense entoesiasties is oor goed. Minder as ek natuurlik, maar hoe op dese aarde kan iemand nie uitsien na vakansie nie? Hoe dit drommel kan dit moontlik wees? Nou kyk, terwyl ek stilte tyd gehou het ek nogal gewonder oor die mense wat nie uitsien na vakansie nie. Want jy weet mos dat verhoudings my passie is. En ek wil altyd probeer verstaan hoe mense se harte werk. En ja, daar kom lê toe 'n paar sake op my hart. Dink jy nou bietjie by jouself oor jou vakansies? Dink oor jou vakansies van die verlede of 'n lang naweek uit jou kinderdae. Wat se gedagtes en gevoelens en herinneringe kom by jou op? Onthou jy dalk idilliese vakansiepret by die see of op 'n plaas toe jy 'n kind was en by jou oupa en ouma gekuier het? Onthou jy dalk een besonderse Europese reis met 'n baie besige toerprogram en ongelooflike kulturele ontdekkings? Of onthou jy dalk 'n vakansie wat jy in 'n fabriek of op 'n plaas of in 'n winkel gewerk het en geld gespaar het en iets kon koop of doen wat vir jou verskriklik belangrik was? Of onthou jy dalk 'n vakansie wat jy saam met vriende gaan kamp het? Of van hoe jou ma en pa altyd in die kar beklei het? Of hoe jy goed moes doen waarvan jy niks gehou het nie? Of hoe jy weggekruip het vir familie en vriende waarvoor jy nie lus was nie? Ek moet sê, ek kan sulke onaangename vakansiestories vertel, hoor. Toe ek nog 'n jong en besige vrou in die koöperatiewe wêreld was, het ek dit so baie geniet om in die Oos-Kaap by my ouers te gaan kuier. My ma was regtig my beste vriendin. En as ek uit Gauteng kon wegkom vir 'n rukkie, wou ek elke minuut saam met haar spandeer en het ek altyd baie hoë verwagtinge van ons saamwees gehad. Jong, maar knaand het daar dan ander familie opgedaag. Al ewig, sonder dat dit vooruit beplan was, man. Party, ja, ek moet daarom erken, party het daarom 'n dag of wat voor die tyd gebel, maar ander het somme in die middel van die nag aan die deur geklop. Ek kon dit glad nie verduur nie. Dit het my baie vies gemaak, dat my ma so hard moes werk en almal moes onthaal. Die deurmekaar en lawaaierige huis het my gepla
En die hele idee dat my beplande kuier met my ma, en natuurlik my pa ook, omvergewerp is, en dat hulle my tyd steel. Jog, dit het my omgekrap. Ek onthou so goed die storie toe my neef een aand laat gebel het, en ek het die storie gevolg, terwyl my ma op die telefoon was. En ek het klaar kwaad geraak, want sê my ma toe, nee, dis reg, julle kan regtig hier by ons oorbly. En toe my ma die telefoon neersit toe, kom sy na my toe, en ek sal dit nooit vergeet nie. Toe sê sy vir my, sy het altyd vir my genoem, my meis. Toe sê sy vir my meis, mami wil jou mooi vra, moenie kwaad word nie. Moet asseblief nie kwaad word nie. Mami, vra jou mooi. Dit is ons familie. Ons harte en ons huis is oop vir almal. Dit is nie lekker vir mami dat jy so kwaad word nie. Hy julle, as ek nou terugdink hoe my ma my moes vra in haar eie huis, met haar eie familie, dat ek nie moes kwaad word nie, kry ek skaam en maak dit my nogal emosioneel, want dit moenie ouers moenie vir kinders toestemming vra nie. Dis hulle huis. Hulle mag. Ek het natuurlik my hart verander oor die jare, en nou is my huis ook oop vir almal. Hulle kan laat bel, hulle kan vroeg in die middel van die nag bel, vroegoggend bel, want my hart het verander. My ma het altyd so mooi gepleit, met alles, dat ek geduldig moet wees, en dat ek gasvry moet wees. Met baie moeite hoor, en inspanning. En natuurlik, met die hulp van die Heilige Gees, het my hele gesindheid verander. En na mate ek die verskillende temperamente beter leer ken het dit vir my baie makliker gegaan. Ja, dis my geel-rooi ingebore temperament, wat maak dat ek wil hê, dinge moet op my manier gebeur. En ek moes leer om aanpasbaar te wees, en die mooi in my vakansietyd, saam met my pa en ma, my boeties, en ook die ander familielede te vind. Want dis die ding. Ons is 'n klomp verskillende temperamente wat saam moet vakansie hou. En party mense is al so gewoond daaraan dat vakansietye spanning en konflik skep, dat hulle regtig opsien teen Desember en niks lus is vir al die familiedrama en die intriges nie. Dalk net moontlik kan jy nou assosieer, ek weet nie. Maar kom ek sê nou vandag vir jou, dis so normaal. Jy en jou familie is normaal. Maar hoor my ook mooi vandag. Dit hoef glad nie so te bly nie. Dit kan verander. En jy moet net meer van die temperamente verstaan, sodat jy dit prakties kan toepas. Nou ja, kom ons skuif nou al ons negatiewe en aaklige vakansieherinneringe opsy. Skuif ook jou drome van sprokiesagtige, fabelagtige vakansies opsy, en dan praat ek en jy so bietjie oor die grootste issues wat ons vakansietye vergiftig, en hoe ons hulle kan detox. Kom ons kry sommer die heel eerste groot jakkals uit die wingerd, naamlik geld. Ja, ek dink nogal een van die grootste redes vir konflik tydens vakansies is mos maar die rande. Is daar genoeg? Is dit enigstens bekostigbaar om te kuier of weg te gaan? Waarop gaan ons geld spandeer? Ag man, jy ken dit. Of dalk dink jy, omdat jy blou of rooi is, maar net, waarvan praat jy nou? Geld is mos nie debatteerbaar nie. Die begroting is die begroting, en die syfers op die bankstate is feite, en daar is niks om oor te wonder of oor te praat nie. Maar ek wil vir jou sê, jou rakker, dit is nie waar nie. Finansies het net so baie met jou emosies
en jou ingesteldheid en jou manier van ding te doen as enige ander saak. En raai wat? Jou gevoel oor geld, jou ingesteldheid oor geld en jou kennis rondom geld word deur jou temperament bepaal. Kyk, gewilde geel mense soos ek, se geldpersoonlikheid is optimisties en ons is gefokus op hoe ons rande die lewe vir ons nog lekkerder en net meer plesierig kan maak. Ja, ons glo, solank as by die reservebank 'n geldjie print, sal daar mos altyd geld wees. Maar hoor my mooi, ons wil ook terselfdertyd genoeg geld bymekaar maak om in die toekoms steeds die lewe te geniet. Geel mense is wat ek spontane spaarders noem. Ons sien 'n goeie deal raak en op die ingewing van die oomblik pas ons 'n begroting op 'n baie kreatiewe manier aan. Ja, geel mense kan geld uitgee om die beste en die mooiste dinge in die lewe te geniet. Maar 'n geesvervulde geel mens kan die kuns leer om geld te sien as 'n manier om die lewe te geniet sonder om onverantwoordelik te wees. En jong, ons vertrou die Here vir sy oorvloed en sy sorg wat rus op harde werk. Nou maar julle, kyk, rooi mense het 'n ingebore dryf om onophoudelik vir hulle eie geld te werk en alles self te doen. Hulle glo nie aan rus nie, en daarom mag hulle geld ook nie ontspan of rus nie. Hulle geld moet ook vir hulle werk, so dit moet belê word, of op die aandelemark woeker, of 'n besigheid op die kantlyn finansier. Ag, ek word sommer so moeg. Julle rooies is op die strand en op die golfbaan en om die kampvuur, maar altyd besig om te werk aan die vermeerdering van julle besittings. Maar ek moet sê, ek eer julle vir julle geweldige optimisme hoor, en hoe julle vrintiewaar altyd 'n plan kan maak om geld te maak en dinge te laat werk. Ag, maar die besliste en perfekte bloues, ja, julle het nie hierdie optimisme en selfvertroue van nature nie. Julle is op die detail van elke sent. Ja. Never mind, elke rand gefokus. En julle is versigtige mense, wat die kat eers mooi uit die boom kyk, voor julle 'n bankkaart nader trek. Julle kan ook omtrent nie asemhaal as daar nie 'n baie presiese begroting vir elke moontlike en onmoontlike uitgawe is nie. Mense spot dalk soms met jou oor jy so suinig, ekskuus, verskoon my. Dis mos eintlik spaarsaam is. En ekskuus dat ek ook so 'n bietjie oordryf oor blou mense se vermoë om geld te bestuur. Eintlik, blou is, eintlik eer ek julle blou mense, want julle sorg vir 'n finansiële stabiliteit en gemoedsrus. Ja, blou mense geniet hulle geld op 'n heel ander manier. Hulle is so op hulle stil en ernstige manier gelukkig. Hulle is ook tevrede as hulle geldsaake goed onder beheer en georganiseerd is. Dit is vir hulle baie lekker en ontspannend. Nou net so is geruste groen ook mense wat hulle geld kan geniet, solank dit op 'n rustige, kalm en stresvrye manier is. Hulle is gefokus op finansiële bestuur en verantwoordelikheid, maar hulle stres nie daaroor nie. Dit los hulle vir die bloues en die werk met geld los hulle vir die rooies. Nee, regtig. As jy wil weet watter bank-app werk die maklikste, vra vir 'n groen mens jong. Hulle weet alles van hoe 'n mens dinge outomaties en digitaal en baie maklik kan doen. En hulle wil
tog net nie lang besprekings en argumente oor geld hê nie. En moet hulle asseblief tog ook nie vra om saam met jou oor geld te worry of planne te maak nie. Ja, hou dit maar vir hulle baie eenvoudig. Nou maar kan jy nou sommer dadelik sien en hoor hoe hierdie 4 klere wat so verskillend oor geld voel en oor geld dink en verskillend met geld werk, mekaar mal kan maak tydens 'n vakansie. Ja, kyk, daai bloues sit mos in die restaurant, dan kyk hulle regs. Hulle kyk eers na die prys. En as die dis hulle dan nou geval, dan kyk hulle na die een langs hulle of oorkant hulle, as hulle, ons gaan deel, nee? Ons gaan deel. Sulke ou synige rakkertjies. Maar luister hierso, dit is nie sleg om te beplan nie, maar as jy oorhel, as jy te veel oorhel, kan dit baie drama veroorsaak in die gesin. Nou maar kan jy nou sien, jou man is nie 'n pyn in die dinges, omdat hy die aantal kilometers uitwerk wat jy tydens Desember mag ry nie. Hy is maar net blou en kan net lekker ontspan as hy weet hy kan julle rondry met genoeg rande. En kan jy nou sien dat jou geel tiener eintlik nie onverantwoordelik is en veel eisend en ook ondankbaar is omdat sy haar sakgeld op 'n brand name wil spandeer in die naaste Grand Mall nie. En kan jy jou self grasie gee dat jy ongeduldig raak met jou groen man wat nie wil hoor van al jou planne om te netwerk by 'n spa omdat jy rooi is en wil werk terwyl jy weg is en hy wil net 'n slag van geld vergeet nie. Ek kan nie vir jou in hierdie een podcast of pot gooi al die moontlike scenario's skep nie. En ek kan ook nie een enkele resepie vir jou uitwerk wat vir almal gaan werk nie. Maar ek beloof jou, as jy die verskille oor geld en begrotings met jou mense bespreek, in plaas daarvan om mekaar te dwing om te verander, gaan julle vlakke van frustrasie verseker minder wees. En ja, ou bloues se suinigheid of spaarsamigheid gaan jou dalk altyd irriteer, maar jy gaan dit makliker van jou afskuif om hom of haar 'n kloppie op die skouer te gee en te sê, onthou, dis vakansie. Ons het 'n begroting en ons mag hierdie dinge geniet. Of jou geel geldblaser gaan jou dalk steeds bekommer, maar jy kan hom of haar herinner om te hou by 'n ooreengekome hoeveelheid geld wat net vir pret en plesier is. En julle rooies? Ja, julle rooies sal dalk nooit dit reg kry om op te hou met werk nie, maar as jy jou gesin los om hulle vakansietyd te geniet terwyl jy op 'n verminderde manier aanhou werk, kan julle steeds 'n kompromis bereik sonder om oor geld te beklei. En julle groenes, julle sal dalk 'n bietjie meer moet praat en vir julle self moet opstaan as wat vir julle gemaklik is. Watter afspraak julle ook al maak, julle sal ten minste nooit meer mekaar verwyd dat julle oor misverstande oor geld 'n vakansie vir mekaar bederf nie. Julle sal nooit weer sê iemand het jou nie lief oor hulle anders is oor geld as jy nie. Jong, trek vandag die wortel van kwaad uit julle geldsake en gaan werk uit hoe julle verskille oukei is en hoe julle om dit kan werk. Nou wil ek bietjie met jou praat oor vermaak en aktiwiteite. Enige iemand wat al met kinders vakansie gehou het, sal weet hoe jy moet hare op jou tande hê wanneer dit kom by vermaak en aktiwiteite. Jong, of jy nou by die huis vakansie hou, of jy by die see of in die bosveld, families en gesinne kan mekaar goed omklits oor hoe hulle hulself besig hou, of jy's glad nie besig hou nie. Nou kyk, jy moet sommer van nou al besluit. Jy gaan hierdie vakansie
een wagwoord hê, en dit is aanpasbaarheid. As die groot mense in die gesin hulle planne maak, moet hulle van die begin af sorg dat hierdie planne nie in sement gegiet is nie, maar veranderbaar is. Nou goed, as die mense in beheer seker gemaak het, hulle is oop vir aanpas en verander, dan is die tweede stap dat julle seker maak, julle weet wat elkeen in die gesin wil doen. As julle as gesin nou saamgesels oor wat elkeen in die vakansie graag wil doen, dan moet julle regtig sorg dat elkeen openhartig, presies, kan en mag sê wat hulle wense is. En onthou nou, dis nog nie deel van die plan nie, en daar is geen onderneming dat almal alles gaan kry wat hulle wil hê nie. Dit moet duidelik wees, maar die verskillende temperamente moet mekaar in die begin beslis eers hoor. Dit gaan dalk vir julle vreemd wees, omdat een persoon dalk nog altyd die drom geslaan het en almal alles op een temperamentse manier gedoen het tot nou toe. Maar julle kan tree vir tree verander. Hoor net eers mekaar se hart en byt op jou tong as jy wil sê iets wat vir jou vreemd of verkeerd is. Nou die rasende rooi en gewilde geel grootmense en kinders wil besig wees en hou van mense om hulle. Besluste blou en geruste groen hou van onttrek met minder mense en minder aktiwiteite. Ek wil daarom net dit sê. Kyk, ek het al gevind dat blou mense oor die algemeen, as hulle tussen hulle eie mense is, kan hulle nogal geel raak. Hulle kan geel raak. Groen hou van onttrek met minder mense en minder aktiwiteite. Ek dink die blaues en die groenes kry dikwels die meeste swaar, so tussen die geeles en die rooies. Jy moet maar dink hoe dit in jou familie werk, maar meestal kry die uitgesproke en meer energieke ekstroverte hulle sin, omdat ons samelewing nie altyd so gemaklik is met stil, introvertiese mense nie. Dis jammer. Maar ja, ek weet ook van gesinne wat deur 'n introvertiese pa of oupa gedwing word om pret en plesier te mis, omdat hierdie persoon net by die huis wou bly. Nou maar goed, as elkeen gesê het wat hulle gunsteling aktiwiteit is, en julle sit nou met lysies vol uiteenlopende goed soos bergfietsry, kunsmuseums, verken, snorkel, heeldag slaap, deernag games speel en gaan stap in die wildtuin, is die volgende stap om te kyk hoe elkeen 'n beer kan kry. Ja, jou rakker, dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor die ander ook. Almal moet instem dat daar iets van alles gaan gebeur en dat die intensiteitsvlakke gaan verskil, maar op die dae wat dit nie jou tipe aktiwiteit of jou tipe energie is nie, gaan jy meedoen sonder om te brom of te kritiseer. Want die lewe gaan nie net oor jou nie. As almal nou positief gesind is en julle begin met die praktiese planne, gaan julle dalk ontdek dat daar te min tyd is om almal te akkommodeer. En dan wil ek voorstel dat julle soms in groepies opdeel. Kyk of dit nie dalk vir julle kan werk dat die hyperaktiewes iets op hulle eie gaan doen, terwyl die rustiges agterbly en laat slaap en boek lees, of wat hulle ook al wil doen, om 'n oggend of 'n middag vir hulle self lekker te maak nie. En dan het julle sommer, dis nie lekker, baie tyd, of baie dinge om oor te gesels, as julle weer regroep. En onthou net om genoeg saam doen dinge, en genoeg saam niks doen dinge in te bou in julle planne, sodat julle regtig leer hoe temperamente saam met vakansie kan wees.
En maak tog seker dat almal behoorlik ingelig is oor die planne. Julle kan ook self besluit hoe presies en gedetailleerd julle planne gaan wees en hoe julle dit gaan kommunikeer. Dit sal natuurlik alles afhang van julle unieke geaardhede, maar julle moet seker maak. Almal weet, hierdie vakansie gaan nie net lukraak op een persoon se manier gebeur nie. Nou ja, kyk, ek kan sommer voel hoe rol party mense hulle oë nou vir my beplannery. Ja, ek weet die rooies wat so doelgerig is en die blaues wat alles perfek vooraf wil uitsorteer, dink dis wonderlik. Maar die gele sê die groenes moet asseblief op hulle tande kners en saamwerk, want dit gaan nie net oor jou nie. Groenes, julle hou nie van konflik en opstaan vir julle eie behoeftes nie. Maar julle moet ook julle vakansie geniet en rus op 'n manier wat vir jou goed is. Sit dit ook sommer op jou lysie. En nou geeles, jy sal altyd jou vakansie geniet, maar op hierdie manier kan jy nou verhoed dat iemand op jou batterye piepie. En wie weet hoeveel lekkerder gaan jou vakansiepret wees as jy iets nuuts ontdek saam met 'n blou persoon in 'n kunsmuseum. En jy weer vir die bloue wys hoe lekker prettig avonture kan wees. Wat ons gaan doen met julle rooies, wat nie kan rus nie, en almal wil rondjag, weet ek nie lekker nie. Nee, ek grap sommer maar net met jou rooies. Maar ek wil regtig, ernstig met julle rasende rooies praat. Jy moet jou gesondheid oppas en jouself leer om te ontspan en soms sommer net regtig niks te doen of iets prettigs wat nie noodwendig nut het nie, ook te doen. Maar terselfdertyd kan jy ook help beplan en kan jy sorg dat jou mense saam met jou dinge doen wat vir jou waarde het. En dan kan jy dalk reël dat jy sekere tye vir jouself kry om te werk of intens besig te wees met dit wat vir jou belangrik is. Jong, dit moet nie 'n of wees nie. Dit moet 'n en wees. Nou 2 laaste preekies van my kant. Onthou, die weer is veranderlik. Sorg dat jy dae en aktiwiteite kan omruil of vervang. En onthou, dis nie 'n toets nie man, dis lekker vakansie. Jy gaan nie punte kry nie en jy hoef nie te presteer nie. Daar gaan blapse en flaters en irritasies en floppies wees. En weet julle wat? Dis okay. En as jou kinders nog klein is, moenie hulle, luister nou mooi, moenie hulle in jou temperament indwing, omdat jy steeds diep in jou hart dink een kleur is beter as die ander een nie. Gebruik hierdie vakansietyd om waarlik saam dinge te doen en saam te kuier en saam sommer net niks te doen nie, sodat jy kan ontdek wie jou kind werklik is. En gee jou kind dan die grootste geskenk ooit, naamlik om hom of haar ruimte te gee, om die persoon te wees wie hy of sy waarlik is. Nou wat van ruimte en saamwees? Nou ja, hier het ek nou sommer nog 'n groot saak, wat issues in gesinne en families aanraak, toe ek na ruimte verwys het. Ai, julle, vakansietyd is die roetine totaal anders en dis aan die een kant so verskriklik lekker en aan die ander kant so verskriklik irriterend. Dit gaan ons nou vir almal verskil en as jy die klere nou al 'n bietjie onder die knie het, gaan jy sommer dadelik snap hoekom julle mekaar soms in die hare vlieg. Die spontane geeles kan uiteindelik alle skedules en vervelige verpligtinge by die venster uitgooi en sushi vir ontbyt eet, net voor hulle opspring vir 'n strandwandeling
En dan op die ingewing van die oomblik 'n spa-sessie boek met 3 vriendinne. Dis wie hulle is. En blou mense wat nie kan ontspan as alles nie ordelik en gedissiplineerd is nie, word angstig en gespanne as dinge net loslyf en lukraak gebeur met allerlei mense en wens dan sommer die vakansie gaan verby, dat alles net weer voorspelbaar kan word. Oor die rooies wat nie kan rus nie, het ons nou al onophoudelik gepraat. En as jy 'n rooi mens is, of moontlik saam met een leef, weet jy hoe kwaai en baasspelerig hulle juis word as die vakansie begin uitrafel. En tussendeur, wat gebeur? Die groenes kwyn weg, want hulle wil tog net asseblief vrede en harmonie in hulle gesinne beleef en hulle koester in hulle naby mense. Luister, jy moet dit verstaan. Dit gaan hoegenaamd nie nou daaroor om blaam te plaas nie. Alle mense se ingebore behoefte aan alleen wees en aan saam wees met ander mense verskil. Party mense het gewoon meer ruimte nodig en ander voel al hoe lekkerder hoe meer hulle spontaan hulle spasie met ander mense kan deel en almal net doen wat vir hulle lekker is. Nou as ons vir mekaar sê, sekere temperamente word gespanne in vakansietye en ander word uitdrigtig, wys ons glad nie vinger nie. Ons verduidelik net die situasie. As daar 'n stormwind waai en julle moet julle planne om te gaan visvang aanskuif na 'n volgende dag as die wind gaan lê, is die stormwind nie die moeilikheid nie. Dis maar net wat dit is. En so noem ek die aspekte van ons temperamente op die naam om te verduidelik hoekom ons vakansiekonflik en vakansieteleurstelling en vakansiemoeilikheid kry. Glad nie om vinger te wys nie. Net so moet julle in julle gesin, julle verskillende maniere van mens wees in die oë kyk sonder om vinger te wys of iemand te beskuldig. Dit gaan daaroor om mekaar te verstaan en mekaar in ag te neem. Een van julle sal hierin die leiding moet neem. Dit gaan heel waarskynlik jy wees wat nou hier luister. Miskien gaan jou maat of jou man of jou vrou of een van die ouer kinders ook luister en ook temperamente ken. Maar meestal gaan dit net jy wees. Hou dan moed. Jy hoef nie 'n doktersgraad in temperamente te kry nie. Jy hoef nie ander mense te oortuig van 'n klomp goed nie. Begin net om te luister na die ander mense in jou huis. En ek sê luister hoor, jy moet luister. Luister en kyk na die ander mense in jou huis. Jy sal dalk heel waarskynlik in die eerste plek glad nie lus wees om vir hulle te vertel wie jy is en wat jou behoeftes is nie. Maar die beste begin is om te begin by jou geliefdes en te probeer ontdek wie hulle is. En nee, jy gaan hulle nie in boksies plaas nie, hoor. Jy gaan nie namens hulle besluit wat hulle kleur is nie. Wat jy gaan doen, is jy gaan die regte vrae begin vra en jy gaan op die regte goed begin fokus. Jy gaan weet dat 'n geel en 'n rooi mens is 'n ekstrovert. Jy gaan weet dat groen en blou mense introverte is. Jy gaan weet dat 'n geel en 'n groen persoon verhoudingsmense is en dat jou blou en jou rooi taakgeoriënteerd is. Jy gaan weet dat 'n geel en 'n rooi mens deur woede gedryf word en 'n blou en 'n groen mens deur vrees. En jy gaan leer, jy gaan leer dat wanneer jy met die groen en die blou praat, jou stemtoon moet verlaag. Jy stadiger moet praat. Jy een opdrag en 'n tydlyn gee en opvolg. Jy sien, as die konflik en frustrasies van vakansies vir jou die heel meeste om verhoudings en saamwees met ander mense draai, dan is hierdie stukkie gesprek krities belangrik. Baie mense is okay daarmee
dat hulle vakansies nie rakende geld of aktiwiteite perfek is nie. Maar hulle kry wel verskriklik seer in hulle verhoudings met ander mense omdat hulle behoeftes rondom ruimte en kontak met mense nie gerespekteer word nie. Jong familie spat uitmekaar. Daar's veters oor Kersfees. Ja, die fees van vrede en versoening en die fees van lig kan vir party families 'n donker nag, 'n tyd van oorlog wees. En soms duur dit vir dekades lank en soms selfs oor generasies heen. Nou luister, die temperamente gaan nie 'n towerstaf wees wat alles eersklaps regtoer nie. Sommige mishandeling en onreg kan gewoon nooit verklaar of opgelos word deur iemand se temperament te verstaan nie. Soms moet 'n verhouding beëindig word sodat die persone kan heel word op hulle eie en afsonderlik deur 'n vergifnisproses werk sonder dat daar noodwendig weer 'n koneksie opgebou word. Maar dis glad nie waarvan ek nou praat nie. Ek praat nou van die wrokke en kwade gevoelens oor gewone goed wat op misverstande en onbillike verwagtinge geskoei is en maak dat mense agterna dink 'n vakansie was sommer goor omdat die mense goor was. Soos dat ouma vir oupa in die kar boender en hulle wegry omdat die skoonseun nie stiptelik om 12:30 die lamsbout gesny het nie. Of 'n pa wat met huilende kinders of dikbek tieners by die vroeë kerkdiens instap, omdat hy botweg geweier het dat hulle een keer mag laat slaap vir die later diens, so 'n ou rakker. Of 'n vrou wat 2 weke stilstype het, omdat haar man tydens haar verlof aanhoudende vriende oornooi. Of iemand wat eensaam in 'n kamer huil, omdat almal vergeet het dit is hulle 1 Desember sonder 'n oorlede geliefde. Of vriende wat albei verwerp voel, omdat een wil lag en gesels en die ander een stil wil sit en boek lees. Of 'n man wat deur sy gesin uitgelag word, omdat hy wil hê hulle moet 'n fliek waarvan hy baie hou, saam met hom kyk. Ag, die voorbeelde is eindeloos. Jy ken hierdie maniere, wat deur Satan gebruik word, om verhoudings by die werk en in die kerk en sommer oral te verwoes. En moenie dink, omdat jy rustiger is en gefokus is op die mooi dinge van die vakansie, dat die duiwel ook vakansie hou nie. Hy hou nie vakansie nie. Ek wonder soms of ons nie juis meer kwesbaar is as ons tot stilstand kom en as ons juis ons harte oopmaak vir saamwees met geliefdes op belangrike dae nie. En daarom moet ons saamgesels en regtig vir mekaar herhaaldelik sê, daar is nie 'n regte manier of 'n verkeerde manier nie, daar is net ons manier. Die volwassenes in 'n gesin moet regtig vir mekaar en veral vir die kinders verantwoordelikheid neem om te sorg dat elkeen kans kry om te onttrek, om die partytjie met mense te hou, om rustig net met die gesin te kuier, om met een geliefde op 'n slag te kuier, wat ook al julle verskillende behoeftes is. Net soos met die aktiwiteite, moet elkeen 'n beurt kry en almal moet bereid wees om by geleentheid aan te pas. Ja, dit is werk en ja, dit is vreemd aan die begin, maar jong, ek beloof jou, die resultate gaan jou motiveer om aan te hou oefen, om in mekaar se temperamente in te praat en julle vakansie volgens temperamente te beplan, te organiseer en te implementeer. En ek sê weer, as ek verwys na beplan en organiseer, bedoel ek op die manier en volgens die intensiteit wat vir julle werk. Geelouers wat die leiding neem, hoef regtig nie spreadsheets op te stel oor wie wanneer in watter vertrek
mag wees soos blou ouers wat die leiding neem nie. Dit gaan oor bietjie meer nadink, bietjie meer vra en bietjie meer doelgerig besluite neem. Trouwens, julle bloues en rooies moet tog asseblief nie hierdie praatjie as 'n verskoning gebruik om julle vakansies beter georganiseerd en geroutineerd te maak as 'n militêre operasie nie, hoor? Dit bly vakansie. Koester net mekaar se behoeftes en hart. Wees meer gefokus vanuit jou kennis van die klere. So, kom ons wees nou proaktief en prakties. Ek gaan gou 'n paar vrae vra. Het jy jouself al toestemming gegee om presies te verwoord wat jou verwagtinge van 'n vakansie of vakansiedae is? Het jy al dieselfde vraag vir elkeen in jou gesin en naby familie gevra? Ken julle mekaar se antwoorde? En is julle elkeen bereid om vir mekaar die ruimte en die saamwees te gee volgens elkeen se behoefte? Is julle almal bereid om aan te pas by mekaar en te gee soos wat julle ook gaan ontvang? Sien julle kans om dinge anders te doen hierdie jaar? Regtig, wil julle verander? Ek wens jou 'n wonderlike vakansie toe. Met die minimum konflik. As jy nou nog nie 77 dinge wat ek moet weet oor temperamente gekyk, geluister het nie, is dit nou tyd.